Nou, en ek dink watertrek is nou 2024, pre-2020, het hulle geïsoleerde stelsel gemeng met 'n geslote stelsel. Maar, dankie. Maar hulle wil nie meer hê ons moet geslote stelsel gebruik nie. So as jy dit sien in ou toetse of so ietsie, dit was daar, maar hulle wil nie meer sê geslote nie, geïsoleerde stelsel. Okay. Wat is dit? 'n stelsel is geïsoleerd wanneer die netto eksterne krag so nie gravitasiekrag nie, wat op die stelsel inwerk 0 is. Die netto eksterne krag wat op die stelsel inwerk is 0. So wat daarmee bedoel word is netto is moet al die goede vir mekaar, netto eksterne krag is 0, dan netto krag gelyk aan 0, daai tipe ding. Okay, maar wat hulle eintlik daarmee bedoel is wanneer daar geen toegepaste krag of wrywingskrag is nie. Dis waarna jy kan dink, waaraan jy kan dink. Okay, so as hulle vir jou 'n scenario gee en hulle vra vir jou, is hierdie 'n geïsoleerde stelsel? Dan kyk jy tegnies is daar toegepaste krag of is daar wrywingskrag? En meeste van die tyd sal hulle sê vir jou 'n wrywinglose oppervlakte of wat ook al, en dan kan jy sê goed, dis 'n geïsoleerde stelsel. Okay, want wat ons hier gaan doen is ons gaan soos 'n rollercoaster hê waar hulle net so afgaan, so is daar iemand wat hom stoot, nee, hy gaan momentum af. Okay, so ons nie toegepaste krag nie, en as jy is wrywingloos, dan het jy geen wrywing nie, dan is dit 'n geïsoleerde stelsel. Okay. Met die geïsoleerde stelsel kry ons die behoud van meganiese energie. Behoud beteken, in Engels is dit mos conservation, beteken bly konstant, bly behoue. Hoe lang gaan jy nog die nota soek? Weet nie, Goeie antwoord. Maar het jy nie 'n flipfile nie? Besit jy ene? Ek het. En hy is? Okay, dit is my 'n groot probleem. Het jy een? So sit jy goed net soos in 'n lêer. Soos laat hulle net. Okay. Goed, so behoud bly konstant. Wat is meganiese energie? Meganiese energie is die som van die potensiële en die kinetiese energie. Dit is meganiese energie. So meganiese energie, dit gaan sigma, die som van die potensiële en kinetiese energie. Okay. Dit is wat meganiese energie is. Nou enige definisie of enige stelling wat sê die behoud van, soos die behoud van lineêre momentum. Okay, eers begin met die behoud van. Daai formule is nie op jou dataveld nie. So hierdie formule is nie op jou dataveld nie. Dis 'n konsep wat jy moet verstaan. Okay, nou goed sê. Die totale meganiese energie. Sonder die en ek geslote. Sien jy daar, ek het daar nog ander ding. Ek dink dit by die Engels van dit meer Afrikaans nie. So daar geslote wil ek hê jy moet sê geïsoleerde stelsel. Bly konstant of bly behoue. Okay. So die totale meganiese energie in 'n geïsoleerde stelsel, dit wat daar in hakkies is op hierdie gesien. In 'n geïsoleerde stelsel bly konstant. So wat beteken dit? Die totale meganiese energie aan die begin, dit gelyk is aan die meganiese energie aan die einde. Weereens, die formule is nie op jou dataveld nie. So jy hoef hom nie so leer te skryf. Jy kan ook skryf potentieel plus kineties aan die begin is gelyk aan potentieel plus kineties aan die einde. Of mgh plus half mv kwadraat is gelyk aan mgh plus half mv kwadraat. Okay. Die sekretêr wat is meganiese energie en dan word dit so gemeet. Okay, nou sê dit hier onder vir jou. Belangrik, ons gebruik net hierdie formule wanneer daar geen eksterne kragte, geen of die netto eksterne kragte is. 0 eike uit, geen wrywing, geen toepassing. Okay?
En ons gebruik hier die formule vir die oplossing van probleme waar daar vryval is. Dus weet jy wat is vryval? Drop iets. Waar daar pendulums is en waar daar rollercoasters betrokke is. Okay, nou waar is my bal? Ja, ek wil net geweet, jy het hierdie gedoen in graad. Hier, ek verduidelik om net gou weer doen. Wanneer jy 'n bal het, né? Het hy enige kinetiese energie? Die deeltjies binne wat vibreer. Okay. Ja. Die deeltjies het kinetiese energie, die bal het kinetiese energie. Anyway. Het hy enige potentiële energie? Ja, want hy het die potensiaal om te val. Okay, nou, hierdie hand is invisible. So, wanneer hy nou val, dan wat word minder? Sy potentiële energie word minder, want hy gaan al laat. En wat word meer? Sy kinetiese energie word meer, want hy gaan al laat. So, die oomlik wat hy die grond tref, daai oomlik wat hy die grond tref, beweeg die vinnigste en sy potentiële energie is dan 0. Okay. Goed, so dit is waar ons daai behoud van meganiese energie gaan gebruik. Ook as jy 'n rollercoaster het en die ding beweeg net bly so af en gaan op en gaan op en gaan op. Ook van die potentiële energie. Ag, hulle meganiese energie. Okay, so hier is wat inderdaad verduidelik het, is hoe dit verander die een na die ander. En dan, as ek julle hier, dink julle nou is die mense van die kar. O, nee, wag. As hulle nou weer bel, dan sit dalk die kar. Okay, dan sê ek vir jou, wanneer jy nou probleme het, wat hulle sê, hier het jy 'n geïsoleerde stelsel. Okay? Dan kan jy klomp verskillende maniere gebruik om by die antwoord uit te kom. Jy kan gebruik bewegingsvergelykings, Newton se wette, momentum, so enigiets, maar hulle gaan vir jou sê in die eksamen, die bewoording gaan wees, gebruik energiebeginsels. So die bewoording gaan wees, gebruik energiebeginsels. Dan moet jy weet, jy moet die wet van behoud van meganiese energie gebruik. Okay, jy sal gaan toets met die ander vergelykings, dan moet jy min of meer dieselfde antwoord uitkom. Maar jy gaan die energie, behoud van meganiese energie gebruik. Dan sê ek vir jou, hierdie goeders is maklik om te gebruik vir lineêre bewegings. Maar dan sê ek wanneer daar verandering in rigting is. Nou, die veranderlike rigting is reg. Wat ek bedoel met veranderende rigting is byvoorbeeld soos 'n pendule, nee, soos 'n rollercoaster wat so gaan. Hy gaan regs en hy gaan af op dieselfde tyd. So veranderende rigting so. Okay, so wanneer hy diagonaal beweeg of 'n pendulum wat so gaan, nee, beweeg nie net regs nie en hy beweeg net af net maar regs en af soos wat hy swaai. Okay, so veranderende rigting doen dat twee rigtings verander op dieselfde tyd. Okay, so kom ons kyk hoe lyk hierdie som. Dit sê daar, 'n pendulum het 'n 6 kg bal A vas aan sy onderpunt. Die bal word toegelaat om te swaai van 'n vertikale hoogte van 3.2 meter. By die bopunt van die swaai By die onderpunt, van die swaai, bots dit met bal B, massa van 4 kg, wat in rus is op die tafel. So B was in rus op die tafel, A bots teen hom. Bal B beweeg weg met 'n snelheid van 6 meter per sekonde, ignoreer ligweerstand. Okay, julle almal kry die idee wat aangaan? Okay. Goed, nou vra hulle vir jou, bereken die snelheid van bal A net voor die botsing. Okay, nou hoor jy botsing, nou dink jy dadelik aan 'n momentum en impulse wat ook al. Maar kom ons kyk net gou. Ons moet kyk na A se botsing, se snelheid net voor die botsing. Nou waar het ek 'n tou? Ek gaan hierdie tou hierdie ding hou. Ek gaan nie. Hierdie ene. Piepie. Okay, goed, so hier is die pendulum, né? So hierdie is nou A was daar gewees en nou wil hulle weet net voordat hy aan B gaan bots. Wat is A se snelheid daar? Soos weet hy's hierso, dink hy's vanaf daai hoogte toegelaat om te swaai. So hy's nie gegooi nie, hy's toegelaat om te swaai. En in 'n kwessie van hy is. Okay? Maar so jy's daar op daai hoogte en hy swaai, hulle wil weet wat sy snelheid daaroor kom. Sê hulle met my. Inligting aan die begin, inligting aan die einde. Ek kan nie gebruik lineêre momentum, Newton se wette of wat is vergelyking, bewegingsvergelykings nie. Hoekom nie? Want hy's besig om regs te beweeg en af te beweeg op dieselfde tyd. So is nie 'n lineêre beweging.
So daarom gebruik ek die wet van behoud van van meganiese energie, want daar is geen ligweerstand nie. Ons beskou nie ligweerstand nie. So daarby vraag A, dan gaan ek net vir jou, want dan jy aan die einde van die jaar ook hier oor en jy gaan vergeet van dan tot hier. So daar is 2 redes hoekom die volgende vergelyking gebruik. Rede nommer 1 is daar is geen wrywing, ligweerstand nie. En rede nommer 2 is hy gaan af en regs. So daai sê vir my ek gaan die behoud van meganiese energie gebruik. OK, wat sê die behoud van meganiese energie? Dit sê die meganiese energie aan die begin is gelyk aan die meganiese energie aan die einde. Of die potentiële energie plus die kinetiese energie aan die begin is gelyk aan die potentiële energie plus die kinetiese energie aan die einde. Of mgh plus 1/2 mv² aan die begin is gelyk aan mgh plus 1/2 mv² aan die einde. Nou, dames en here, jy hoef nie al hierdie goeters neer te skryf nie. Jy kry 'n punt vir een van hulle. OK, nou, ek ken myself goed. Ek weet, as ek net hierdie gaan neerskryf, dan mag ek dalk ergens met my substituting, invervanging van waardes, iets ergens mis. So ek sou, as ek julle was, hierdie neerskryf, en dan daai neerskryf. Die formule, sodat jy presies mooi sien wat moet jy alles waar invul. Maar jy hoef nie. Jou keuse. OK, so kom ons kyk gaan aan die begin. Wat is sy massa daar? Ek dink A se massa is 6 kg. 6. Moet ek by G insit minus 9,8? Nee. Onthou energie is 'n skalaar. 'n Skalaar het net grootte. So jy sit nie minus in verrigting nie. So 9,8 en die vertikale hoogte wat ons daar het is 3.2. Hy is laat los van daarbo af. OK? Dropped. Laat gaan. So sy snelheid was 0 daar in die heel begin. So ek gaan sê plus 0 want sy snelheid was 0. Dan op sy heel onderste punt, daar waar hy aan B raak, daar kan hy nie nog laer gaan nie. Hy is op sy laagste. So daar is sy hoogte 0 en daarom is daai hele ding 0. Plus 1/2, die massa is 6 en ons wil weet maar wat is die snelheid daardoor onder. Die elastiese botsing juffrou. Ons weet nie want ons het nog nie die snelheid voor en snelheid na. Nou okay, ons weet dit hoef nie te wees. Is dit 7? Ek het 7,9. 7,9. Ja, 9,2. Minus 1. Kijk. Goed, nou vra hulle vir B. Bereken die snelheid van bal A net na die botsing. OK. Nou, ek dink, ons het gesê geen weerstand nie. Ja, daar is dan daai weerstand. Geen weerstand. So, nou praat hulle van 'n botsing. OK, want die bal het geraak aan mekaar. So, voor die tyd het ons gehad bal en bal A en bal B. Toe is daar 'n botsing en toe is bal A daar en bal B is besig om daar te rol. Is julle met my? So, 'n botsing en nou gaan ek gebruik die wet van behoud van lineêre momentum.
Okay, wat sê die momentum aan die begin, die som van die momentum aan die einde. En dis 'n botsing kan net gebeur as jy twee voorwerpe het. So jy het die momentum van A plus die momentum van B aan die begin is gelyk aan die momentum van A plus die momentum van B aan die einde. Hoe bereken jy nou weer momentum? Momentum is massa maal snelheid plus massa maal snelheid. Okay, nou weer eens, jy hoef nie al hierdie goeders neer te skryf. Jy letterlik net die eerste een gaan neerskryf. Mevrou, is dit nog steeds lineêre momentum wanneer die pendulum ons nou links... Daar waar hulle die botsing, So is op die dit botsing is hy deel... is hy lineêr, ja. So Ja. net vir daai klein... vir daai klein stukkie. Okay, so die massa van A is 6, sy snelheid net voor die botsing het ons nou gaan uitwerk. En B het stil gestaan net net voor die botsing. B was in rus. Hierdie is 6, ons wil weet wat is sy snelheid aan die einde. En die massa van B, ek dink is 4. En sy snelheid is 6. Okay, nou het ons vergeet om iets te doen. Dit gaan nie die saak maak nie, maar seker maar die rigting. Want nou momentum is 'n vektor. Vektor is groot in rigting. Alles hier gebeur reg, so ek kies regs is positief. Maar dit is belangrik want jy gaan aan die einde jou antwoord moet sê regs, want hulle sê vir jou bereken die snelheid. Okay. 24. Is dit 11.92? Nee. Wag, dit is minus 3.92. Het ek dit geweet? Iemand, kom nou julle. Toch zijn begin van die dag julle is wakker. Ons is 6, ons is 6, ons is 6. Dan raak jy deel weer 6. Dan minus jy nie. Met mekaar. Minus daai. Ek het 3.72. 92? Kan ons dit hier? 3.92 meter per sekonde regs. Okay, so het 'n bietjie momentum verloor of spoed verloor. Dit maak sin want die energie is oorgedra van die een voorwerp na die volgende voorwerp. En nou vra hulle vir jou by vraag C, die hoogte wat bal A bereik na die botsing. Die hoogte wat bal A bereik na die botsing. So nou obviously, ek het 'n bal hier. So okay, so dan gaan hy op. Maar hy het nou 'n bietjie van sy energie verloor, né, met daai botsing. So gaan hy weer 'n hoogte van 3.2 bereik. Stel nie so. Okay, ons moet kyk hoe ons as ons die som doen of wat dit gaan doen. Maar dit is so nie weer is as geen lugweerstand nie, soos kan weer die wet van Boole van meganiese energie gebruik. Wil jy moet dit gou op jou eie doen. So dieselfde som as daarbo. En dan wil jy mooi kyk wat se waardes vir jy waarin. So is die maksimum wat jy het. Maksimum hoogte wat hy kan bereik.
Maksimum hoogte beteken die eindsnelheid is 0, né? Nee, die 60 en al is uitkanselleer, maar daai 3,92 kwadraat, ek sal nie so aangelê, wiskundig aangelê nie. Sê weer? Wel, dis minder as 16, meer as 9, dit weet ek. Wat meter het? Nee, daai 3,92. Ek wil sê is naby aan 16, maar dit is 3,9. 15,2. Ja, ik weet nog maar zin op. Maar gaan morgen nie in juffrou se broer kan wees nie, juffrou. Ek moet na die tandarts toe gaan vir my check-up na die verstandslyn. En dis die eerste ding nie. En raai wat die broeders ry hulle, juffrou? Ag nee man, ry hulle prioris. Ja, môre ry broeder 2 en 6. Ek weet nie, dat nie sal gesien. Dis maar ek is al, ek het al baie al gestaan eigenlijk. Nee, wat het ons geweet sê? Wiskunde en Engels werk. Dus wiskunde. Is julle klaar? 0,78? Ja. 0,78. Nee? Ja? Wat is fout, Owen? Nee, ek sê wel, dit is my fout. Hoogte is 'n skalaar meter. Sê vir hulle, nee, ek is nie terug van my broers. Hy sê 'n bietjie vir. Ja, nou moet ek wiskunde en fisies doen. Dis môre eers predik. Sê jy maar my môre dit sê. In die middag as jy dood, in die oggend as jy dood, as jy wakker vir periode 3 en 4. Ek sien julle eers periode, ek sien jy periode 3 vir donderdag. Ekskuus, nou periode 4. Hoekom? Hoekom nie? Ja, prinses Rai, ek weet nie hoekom. Juffrou Forsie is nie hier nie, sy is af die tweede periode. Dankie Ron, ek waardeer dit jy my sê. Nee, Dankie. ek kan net baie sê, maar Ja, ek sien so. Alrighty. ook graag vir 3 kinders klas. Nee, is lekker. Ja. Ja, maar kyk vir watter 3 kinders se klasse dis. Ja, nee, gaan kyk weer reg. Jy kan nog my klas hier is so baie lekker. Ja, dis Alrighty. Goed, nou gaan ons oor na die matriek gedeelte. So tot en met daar is eintlik graad 10 werk. Maar was dit dan nie Ons nie momentum nie, dit is nou die matriek werk wat ingesit is, maar die konsep agter dit is graad 10 werk. Nou kom ons by die moeilike werk vir hierdie hoofstuk. Okay, my eerste paar definisies. Dit sê daar konservatiewe en nie konservatiewe kragte. En dan ek en Happie sê besit
waarin jy kan dink, want dit is nie formeel soos dit jy dit in die wetenskap gaan kry nie. Maar 'n konservatiewe krag is 'n nie-kontakkrag. Okay. So ek het vir jou, ek dink my tafel se skerp, maar ek vat die dingetjie. Ek het vir jou die heel eerste les gesê, nee, is as ek hierdie ding, hierdie stoel skuif, dan dra ek energie oor aan geen energie, ek het kinetiese energie net. Ek het kinetiese energie, nou oefen ek 'n krag op hom uit en daai krag maak dat hy beweeg. Okay. Maar ons hoor hier lekker brei. Okay. Sien jy? Nee. Die een van die redes hoekom ek nie my naels doen, ek weet nie hoe baie selfde is, as hulle daai naels vuil, dan hy ek. Soos fisies huil. Anyway, die vrou is die vrou met die wagte en huil. Okay, goed, so, as ek hierdie ding dan hoe verder ek hom stoot, hoe meer energie gee ek hom, maar hoe meer van my, hoe groter is die krag. So ek moet 'n kort rukkie stoot, dan vat ek nie baie krag van my. Nee, so ek dra nie baie energie oor in daai krag nie. Maar as ek hom ver stoot natuurlik, dan gaan hy meer energie van my vat. Ek gee hom meer energie, maar ek krag vir 'n langer roete, vir 'n langer pad uitoefen. Selfs met die wrywing. Maar ek het ook vir julle gesê dat of ek hom nou stoot net van hier tot hier, en of ek hom stoot van hier tot die gravitasiekrag is die heeltyd presies dieselfde. Net terwyl daar stil staan die gravitasiekrag. En dis hoe ons 'n skeiding maak tussen twee soorte kragte. Die eerste een is 'n konservatiewe krag. Kom ons lees. Dit sê daar, dis 'n krag waarvoor die arbeid verrig. Okay? So die krag waarvan as ek die energie wat oorgedra is aan hom, tussen twee punte om die voorwerp tussen twee punte te beweeg, van punt A na punt B, onafhanklik is van die roete wat gevolg word. So wat maak nie saak, watter krag maak nie saak oor hoe lank ek hom stoot nie? Gravitasie. Okay. So die krag wat ek daar het, is gravitasiekrag, die elastiese krag in 'n veer en Coulombse kragte, so elektrostatiese kragte. So behalwe vir daai ene, kan jy dink aan kragte wat oor 'n afstand werk. As jy daar 'n lading het en daar 'n lading het, dan maak nie saak of hulle stil staan nie, dan gaan nog steeds kragte tussen hulle wees. Okay, dieselfde ding hierso, was altyd gravitasiekrag op hom, maak nie saak waar hy staan. Altyd dieselfde tipe gravitasie. Okay. So ek gaan weer lees die krag waarvoor die arbeid verrig om 'n voorwerp tussen twee punte te beweeg. Dus die krag en die voorwerp beweeg tussen twee punte, die wat dit vat, om tussen twee punte te beweeg, onafhanklik is van die roete wat gevolg word. Maak saak nie. So, ek sê vir dus nie kontakkragte. Soos gravitasiekrag om nie hoef te raak nie. Dan kry jy 'n nie-konservatiewe. Okay, wat is dit? 'n krag waarvoor die arbeid verrig om 'n voorwerp tussen twee punte te beweeg, presies dieselfde, afhanklik is van die roete wat gevolg word. Soos jou toegepaste krag, soos jou wrywingskrag met 'n verder net stoot, meer krag vat dit of meer energie op hom. Sê met my. Ja? Hulle love die definisies. Love dit. Ek dink ek kan seker op my een aantal keer dat hulle dit nog nie gevra het. Okay. Jy moet hulle gaan leer en weet watter is watter ene. En baie belangrik is dat jy moet mooi kyk. Konservatiewe krag is 'n krag waarvoor die arbeid verrig om 'n voorwerp tussen twee punte te beweeg. Jy moet al daai woorde sê. Jy kan nie net sê dit is 'n krag wat onafhanklik is van die roete wat gevolg word. 'n Krag waarvoor die arbeid verrig om 'n voorwerp tussen twee punte te beweeg, onafhanklik is van die roete wat gevolg word. En 'n nie-konservatiewe krag is 'n krag waarvoor die arbeid verrig om 'n voorwerp tussen twee punte te beweeg, afhanklik is van die roete wat gevolg word. Soos weerstand, spanning, ligweerstand en hierdie is gravitasiekrag en Coulombse krag. Net ons die hele definisie van maar. Ja. Okay. Nou wil ek vir julle net hier insit. Kom ons kyk na normaal krag. Waar pas hy in? Konservatief of nie konservatief? Konservatief. Hoekom? Want hy bly dieselfde. Dit sê die oppervlak verander.
Wat so dis roete? Of is die op as hy maar skynsword en normaalkrag moet gaan. Ja. So dan sy nie kon sy roete. Want die roete wat hy gaan ons dan bepaal hoe dat normaalkrag is. Maar die roete gaan ons gaan nie in die roete die angle verander nie. In die roete bly die angle dieselfde. Was dit in die roete dieselfde bly? Ja, hy gaan nie altyd dieselfde bly in die roete. Gaan hy nie? Nou, Want die wrywingskoëffisiënt bly dieselfde en die wrywings gaan dieselfde bly. Tensy die wrywingskoëffisiënt verander. Dis maar ons is nou dieselfde roete, dieselfde pad. So hier kan jy kan albei kante deur redeneer en ek het dit ook al in 'n klomp group chats ingegooi en gevra, "Waar sal julle dit plaas?" En dan redeneer hierdie mense hierdie punt en dan redeneer mense hierdie punt, maar dit gaan nie ons somme beïnvloed nie, glad nie. Okay? En wanneer ek jou vra, gee 'n voorbeeld van 'n nie-konservatiewe krag. Jy noem nie normaalkrag nie, jy noem goeders wat soos jy weet, wrywingskrag, toegepaste krag, spanningskrag, daai goeders. Okay? Maar normaalkrag tegnies pas in by die volgens my by die konservatiewe kragte want dit is nie afhanklik van die afstand nie, van die delta x. Okay? Dit is volgens my opinie. Maar daar's mense aan die ander kant redeneer en die mense wat die vraestelle opstel en merk en wat ek al kan aan die ander kant doen. Okay, so wanneer ek jou vra, gee 'n voorbeeld van 'n nie-konservatiewe krag of gee 'n voorbeeld van 'n konservatiewe krag. Jy noem nie eers normaalkrag. Nie jou opinie nie, niks nie, jy ignoreer hom net. Okay. Nog grys area in. Nog grys area in fisiese wetenskappe. Okay. Goed, nou kom ons hier by hierdie hoofstuk se naam was arbeid-energie en hier kom ons by die arbeid-energie stelling. Dit sê die volgende. En ek dink daar's 'n fout daar. Ek wil vir jou sê ek dink dit sê die netto arbeid. Ja. Die netto arbeid verrig op 'n voorwerp. Okay, so wag kom stop net vir daar. Het ons al netto arbeid uitgewerk? Onthou jy dat sy ek dink was sy 2. Dan het jy so afbeweeg en dit is sy netto arbeid gaan uitwerk. So die netto arbeid verrig op 'n voorwerp. So ons sê nou is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Okay? Want as jy hierso dit het, okay, iemand stoot hom af. Okay? Dan kan ons sy netto arbeid nou gaan uitwerk. Ons kan sê, "Sjap, daar's 'n toegepaste krag, so ons kan sy arbeid gaan uitwerk. Daar's wrywing, ons kan sy arbeid gaan uitwerk. Daar's gravitasieskrag, ons kan sy arbeid uitwerk. En die netto van daai alles saam gaan vir hom kinetiese energie gee. Hy daai joules. As jy onthou, op hierdie bladsy het ons sy netto joules gaan uitwerk. En daai is energie wat aan hom gegee is. Wat gaan maak dat hy x hoeveelheid snelheid het. Okay, so die netto arbeid op 'n voorwerp is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. So hoeveel het hy beweeg aan die begin, hoeveel beweeg hy aan die einde. Okay, so daar is jou formule. Hy is op jou datavel. Netto arbeid is gelyk aan, so netto arbeid is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie. Verandering in die kinetiese energie. So weer eens die formule gee vir jou die definisie. Sien jou. Wat is netto arbeid? Is die netto arbeid van al die kragte wat op die voorwerp inwerk. Hy word in joules gemeet. En die verandering in kinetiese energie staan dan nou change in kinetic energie. Julle weet wat change in beteken. Dit beteken nie klein geld nie. Dit beteken verandering in kinetiese energie. Hoe bereken ons nou weer kinetiese energie? Is half mv². Okay, nou voordat ek nou die volgende definisie toe gaan, wil ek eers nou agter die volgende definisie kom en volgende sê. Wanneer eksterne kragte teenwoordig is, okay, soos toegepaste krag, wrywingskrag, maar sal die meganiese energie nie behoue bly nie. Dis waar ons aan die begin van die les gepraat het. Ons het gesê, goed, meganiese energie behou as daar geen wrywing is nie, maar sodra daar wrywing is, dan word daar 'n bietjie van daai energie gevat deur die wrywing. Okay, of deur die klank of deur die wat ook al. Goed. Dan volgens die tussen tweede wet sal die netto krag veroorsaak verandering in die voorwerp se snelheid en dis 'n kinetiese energie. As ons kyk, as die netto krag nie nul is nie. Newton se tweede wet, F net is gelyk aan ma.
As hy 0 is, dan beteken die versnelling is 0, wat beteken die spoed bly konstant. Nee? So as F net 0 is, dan beteken dit M maal A is ook 0. Wat beteken konstante snelheid. Goed. Maar as hy nie 0 is nie. Okay, so wanneer daar 'n netto krag op die voorwerp inwerk, toegepaste krag, daar's meer wrywing, daar's wat ook al. Wanneer daar wel 'n netto krag is, dan het ons M maal met A. So as A groter is as 0, dan beteken dit daar's 'n verandering in sy snelheid en dit beteken daar's 'n verandering in die kinetiese energie. Gaan we weer praat. Daai formule daarbo sê vir jou, wanneer jy 'n netto krag het, 'n netto arbeid het, dan gaan ek 'n netto energie van. Hoekom sal jy 'n netto arbeid hê? Omdat jy netto krag het. En ons het hom uitgewerk met W is F delta X cos theta. Okay? So as jy 'n netto krag het, dan jy netto arbeid. En as jy 'n netto krag het, dan moet daar versnelling wees. Versnelling beteken die snelheid gaan verander, wat beteken die kinetiese energie gaan verander. So met hierdie gedagte is waar hulle hieraan gekom het. Okay, jy gaan nie hierdie hoefte soos bewys in woorde nie. Hulle kan vir die denkwyse daar agter vra in 'n multiple choice vraag of verduidelik soos vir 3 punte aan die onderkant 'n tipe vraag sal wees ek 'n somme kom, maar jy gaan nie 'n bewys nie. Goed. Nou hulle kyk dan na hierdie vergelyking. Oop op die raad. Waarvoor staan daai NC? Hy staan vir jou non-conservative forces. Okay, so as jy kyk daarbo staan daar jou nie konservatiewe kragte, jou non-conservative forces. So wat hierdie formule doen is hy sê, okay, kom ons haal jou konservatiewe kragte uit, aka kom ons haal gravitasiekrag uit. Okay, so haal gravitasiekrag uit, dan kyk ons net na jou toegepaste krag en jou wrywingskrag byvoorbeeld. Okay, dan sê dit vir jou, dit is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potentiële energie. Want wat doen gravitasiekrag? Hy maak dat hierdie voorwerp tegnies afbeweeg, né? Soos wat hy afbeweeg. So hy maak dat hierdie ding se potentiële energie verskil, verander, né? Hy trek hom afgrond toe. So as jy hom uithaal, as jy na gravitasiekrag kyk, dan moet jy hom op 'n ander plek insit. Dus jy sit hom in die verandering in potentiële energie. Nou, jy hoef nie hierdie bewys te weet nie. En op die volgende bladsy gaan ons hierdie bewys gaan. Jy hoef net te weet wanneer of wat gebeur. Okay. En al die formules is op jou dataveld. Okay, so jy moet kan gebruik. Kyk, ek dink die bewys is op die volgende bladsy. O nee, ek het die bewys afgesny. Ek weet nog vinnig of het ek hom nie afgesny. Ek voel ek het dit hier ingesit. Nee man, klink nie soos ek nie. Oei, so. Daar het ek hom ingesit. Ok. Ek sal later na hom toe terugkom. Kom ons kyk gou hoe lyk hierdie somme. O Gert, kom ons kyk, is al 'n boodskap. Nee, dit sê nog net. Ja, die periodes ruil. Ok, goed. Dit sê daar. John stoot 'n 50 kg krat, dit is baie swaar krat, vanuit rus met 'n krag van 200 Newton oor 'n grouwe horisontale oppervlakte. As die kinetiese wrywingskrag tussen die krat en die oppervlakte 20 Newton is, bereken die snelheid van die krat na 8 meter. Nou as jy so na die vraag kyk, as jy sê, okay, ek kan sy netto krag gaan uitwerk, nee, as ek my kragtediagram teken, kan ek sy netto krag gaan uitwerk, daarmee kan ek die versnelling gaan uitwerk, en dan met bewegingsvergelykings, kan jy sy eindstandard gaan uitwerk. Okay? 100%, jy kan dit so doen. Maar die vraag in die eksamen gaan wees, o Gert,
Die vraag in die eksamen gaan wees, gebruik, Pietie, gebruik julle energiebeginsels. Okay. So, as jy dan Newton se wette en bewegingsvergelykings gebruik, gaan jy 0 kry. Want jy het nie die instruksie gevolg nie. Hulle wil net kyk of jy hierdie konsep verstaan. Wraggies, bel hulle my van my kant. Hallo? Okay, kom, dankie. Okay. So wat ek wil hê jy moet vir my doen, as jy gaan my teken, 'n kragtediagram, die voorwerp beweeg in daardie rigting, so jy teken 'n kragtediagram, en ek wil hê jy moet vir my gaan uitwerk, hoeveel plek het ek hier gelosbaar plek? Ek wil hê julle moet hierdie formule gaan gebruik om hom uit te werk. Hoe bereken jy nou netto arbeid nou weer? Arbeid as gevolg van F, arbeid as gevolg van FK, arbeid as gevolg van FG, arbeid as gevolg van Fn is gelyk aan 'n half en nee. Wag, ons is weer. Okay. So daai formule gaan jy nog gebruik.